Skep hom al die eer en dan ook vir die feit dat ons so lekker kon saam sing. Nou, ons is in 'n tyd van die jaar, ek het nou voor die tyd gesê, dis 'n tyd van die jaar met verskillende mense, verskillende dinge beteken. Hierdie tyd van die jaar, al baie mense wat dan 'n Kersfees vier, en eintlik die wêreld wat dit vier baie keer, wat nie eers gelowiges is nie, tyd wat vir party gaan dit oor vrede en liefde en omgee vir mekaar. Vreeslik baie ander is dit kommersieel. Dit is vreeslik kommersieel. Dis nie vir almal altyd ewe maklik nie. Ek is al baie in 'n posisie en toestand gewees waar ek weet daar's mense wat finansiëel baie sterk staan en ek weet nou weer dit gaan duur. En waar ons hierdie extravagant tipe persente wees en as jy afgedruk, dan voel jy maar ek kan nie dit ook bekostig nie. Jy weet, dit is soos op mense in 'n ding ingedwing word in 'n rigting. Ek hoor in die VSA tree elke bank banners voor wat sê Christmas loans available. Dit voel vir my party mense gaan en hulle neem lenings uit om Desember te kan vakansie hou en Kersfees te vier en dan die hele jaar werk hulle weer mee af. En die Here sê dat ek het gekom dat julle die lewe in die volheid kan hê. Ek is gebore sodat ek eintlik moet sterf vir julle, sodat julle kan lewe. Ek wil nie hê julle moet swaar kry nie, né? So dis vir sommige, ander bring daarom Jesus Christus in die prentjie in. En wonderlik baie keer is Jesus maar net so 'n bysaak of is dit regtig hy wat so belangrik is, né? En dan kry jy so 'n handjevol mense wat sê nee. Ek het niks te doen met die Kersboom en die Kersvader hier, 'n mannetjie met 'n rooi pakkie nie, maar dit gaan vir my oor Jesus Christus, né? En ek worstel baie met hierdie ding. Ek het al baie op dit hier gepraat ook en ons het in die afgelope weke oor heidense dinge, gewoontes ook gepraat. Ons het gepraat van byvoorbeeld 'n heildronk, mense wat by 'n troue 'n heildronk instel. Dit eintlik die agtergrond daarvan, en ons het dit vergeestelik, maar dit is eintlik 'n heidense agtergrond, né? En ek dink nou hier met die nuwe jaar gaan dit ook baie gebeur. Nou sê ek nie jy moet dit nie doen nie, maar ek maak julle maar net bewus daarvan. Hierdie tyd van die jaar ook, mense kom met nuwejaarsvoornemens, né? En ons het verlede week gesê, 'n nuwejaarsvoornemens kom wat 4000 jaar terug uit die Babiloniese ryk waar hulle eintlik vir 17 dae lank het hulle gode gevra vergifnis vir alles wat hulle verkeerd gedoen het en allerlei nuwe voornemens gemaak vir die tyd wat kom, maar ons het dit ook vergeestelik, né? En net so weet ons daar is ook heidense agtergrond rondom Kersfees en so, maar nou is my vraag vanmôre. En jy moet by my bly. Ek gaan nie teen of vir preek nie. Is hierdie 'n tyd vir feesvier? Die wat julle by Kema gesien het gesien ek het daar gesê, tyd vir feesvier, né? 'n Ontmoeting in die moederskoot. Ek het baie hieroor gepraat met die Here. Elke jaar hierdie tyd, maar veral hierdie jaar het ek baie ernstig daaroor gepraat. Maar daar's baie kopstampery onder pastore en onder die teoloog oor hierdie situasie rondom Jesus se geboorte en hierdie tyd van die jaar. En die Here het vir my iets interessants ook gebreek en ek wil hê jy moet by my bly. Jy moet vanmôre by my bly. Ek wil vanmôre vir jou sê, dis tyd vir vreugde. Dis tyd om bly te wees. En ek wil sê hoekom. Ek gaan vanmôre lees uit Lukas hoofstuk 1. Die wat saam met my wil volg, ek gaan lees uit Lukas hoofstuk 1. En ek gaan nie eers lees oor 'n geboorte nie, ek gaan hierso lees van die belofte, ek gaan lees van die aankondiging van 2 manne wat gebore gaan word, 2 neefs. Die eerste is Johannes, en die tweede een is Jesus Christus. En die Here het vir my 'n interessante ding ook gebreek, wat ek nog nooit so daaroor gedink. Jy lees hierdie dinge, jy lees maar net so daaroor, maar jy gaan nie, en jy gaan werk 'n bietjie dinge uit en jy gaan raak 'n bietjie stil daaroor. Watter tyd is hierdie tyd van die jaar? Volg saam met my, jy moet by my bly asseblief. Ek lees hier vanaf vers 5, hierdie geboorte van Johannes word aangekondig. Daar was in die dae van Herodes, koning van Judea, 'n sekere priester met die naam van Sagaria uit die afdeling van Abia. Nou julle moet hierdie ding onthou, ek gaan nou terugkom na hierdie afdeling van Abia. Hy is van die afdeling van Abia en sy vrou was uit die dogters van Aaron en haar naam was Elisabeth. En hulle was albei regverdig voor God en het in al die gebooie en regte van die Here onberispelik gewandel en hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabeth onvrugbaar was en albei op ver gevorderde leeftyd. Is dit nie interessant hoe die Here werk nie? Hoe die geskiedenis homself herhaal. Hy gebruik mense, hy wil iets groots doen. Maar hy gebruik ou mense wat geen kinders ooit kon hê nie. Hy gebruik onvrugbare mense om 'n spesiale man in die moederskoot te plaas. Jare voor dit het gebeur met wie? Met Abraham. Nee, sy vrou
Sarah was ook onvrugbaar, was op 'n hoë ouderdom. En uiteindelik het die Here gesê, maar die kindjie Isak wat daar gaan kom, gaan die vader wees, gaan die begin wees van my uitverkore volk Israel. Hoe die Here dit doen. Wie gebruik hy dit weer? Hy doen dit weer. Hy gebruik hierdie mense wat aan 'n ver gevorderde leeftyd is. Hierdie priester met die naam van Sagaria uit die afdeling van Abia, vers 8. En terwyl hy besig was om die priesters af voor die God te bedien in die beurt van sy afdeling, jy moet onthou die beurt van sy afdeling, ons sal nou terugkom daarna toe, het die lot volgens priesterlike gewoonte op hom geval om in te gaan in die tempel van die Here en reukwerk te brand. Nou ek wil sê, hierdie was 'n besondere voorreg. Daar was 24 afdelings gewees wat elke week is daar ander een, 2 keer 'n jaar 'n beurt gehad, en jy het 'n priesters afgehad van 30 tot 50 vir 20 jaar, so daar was vir 40 kanse, maar daar was duisende priesters. Dit was 'n besondere voorreg as jy ooit in jou lewenstyd die geleentheid kry om die reukwerk te gaan bedien. Goed, die reukoffer. Vers 10, en die hele menigte van die volk was buite besig om te bid op die uur van die reukoffer. Toe verskyn daar aan hom 'n engel van die Here wat aan die regterkant van die reukofferaltaar staan. Toe Sagaria hom sien, was hy ontsteld en vrees het hom oorval. Maar die engel sê vir hom, moenie vrees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor en jou vrou Elisabeth sal vir jou 'n seun baar en jy moet hom Johannes noem. En hy sal blydskap en verheuging vir jou wees en baie sal oor sy geboorte bly wees, want hy sal groot wees voor die Here. En wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af. En hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here hulle God. En hy sal voor hom uitgaan in die gees en in die krag van Elia, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here 'n toegeruste volk te berei. Net vir hoe jy stil staan by Elia, hy kom in die gees en die krag van Elia. Vandag nog sal jou Jode, jou tradisionele Jode, wanneer hulle die Pasga bedien, dan sal hulle 'n ekstra tafel dek. Hulle dek 'n ekstra tafel, hoekom? Want hulle verwag volgens die profesie is gesê dat die Messias nie sal kom voordat wie terugkom nie. Elia, die profeet Elia wat weggevoer is net voor Elisa. Maar hulle verwag 'n fisiese mens, maar hier kom die Here, hy sê Johannes is daar die een wat kom in die gees en in die krag van Elia. Goed, vers 18. Toe sê Sagaria vir die engel, waaraan sal ek dit weet, want ek is 'n ou man en my vrou is op ver gevorderde leeftyd. En die engel antwoord en sê vir hom, ek is Gabriel wat voor God staan, en ek is gestuur om met jou te spreek en jou hierdie goeie tyding te bring. En kyk, jy sal swyg en nie kan praat nie, tot op die dag dat hierdie dinge gebeur, omdat jy my woorde wat op 'n tyd vervul sal word, nie geglo het nie. En die volk het op Sagaria bly wag en was verwonder dat hy so lank in die tempel vertoef. Maar toe hy uitkom, kon hy met hulle nie praat nie. Hulle bemerk toe dat hy 'n gesig in die tempel gesien het, en hy het aanhoudend vir hulle bedui en stom gebly. En toe die dae van sy diens vervul was, het hy huis toe gegaan. En na hierdie dae het Elisabeth, met ander woorde direk na hierdie dae, het Elisabeth sy vrou ontvang, met ander woorde sy het swanger geraak. En daar 5 maande lank verwerk en gesê, so het die Here met my gedoen, in die dae toe hy my aangesien het, om my smaak om die mense weg te neem. Nou ek wil net so rukkie by Johannes stilstaan. Ons praat hier van Johannes geboorte word aangekondig. Ons lees dat Sagaria was van die afdeling Abia en hulle diens verrig het. Nou ek wil net gou teruggaan, as ons nou gaan, ons lees die kronieke, 1 Kronieke 24, dan sê jy nou lees hoe Dawid hierdie afdelings ingedeel het, né? Hy het die priesters in 24 afdelings ingedeel, beginnende, die eerste was natuurlik Joharib, en die tweede Jedaja. Dan lees ons hier in vers 10, die 7de was Hakos en die 8ste was Abia. Wat dit nou beteken is, al die priesters het tydens die Pasga het hulle diens gedoen. Maar dan as die Pasga verby was, dan het hulle beurte gehad. Die eerste afdeling die eerste week, die tweede afdeling die tweede week, die derde en so was hierdie 8ste afdeling die 8ste beurt gehad. En dis die tyd wat Sagaria, daar is na die 24 beurte het hulle weer beurte gehad, tot die Pasga. Maar dit was hoogs waarskynlik dat dit hierdie eerste ronde was wat
wat Sagaria by betrokke is. Ek het 'n bietjie teruggegaan, toe gaan kyk ek van 1 voor Christus tot 8 voor Christus, wanneer was die Pasga daardie tyd gewees? Die vroegste was die 18de Maart, die laatste was die 12de April, in daardie verskillende jare, maar Jesus is waarskynlik verwek 3 na Christus, met ander woorde 29 Maart was die Pasga gewees. Met ander woorde, na hierdie week kan jy maar 8 weke tel. As jy 8 weke tel, dan was die diens gewees hier in die middel Junie, begin Junie, middel Junie van daardie jaar, was hierdie diens van nie daardie jaar, die jaar nou wat Johannes gebore sou word of verwek sou word, was die diens gewees. Met ander woorde, Johannes sou dan, met ander woorde, hier laat Junie het Elisabeth waarskynlik swanger geraak met klein Johannes, né? Dit is bewys, dit is in die woord van God. Dis heel waarskynlik wanneer sy swanger geraak het. Goed, so ons weet nou min of meer wanneer sy swanger geraak het, wat beteken dat Johannes waarskynlik die einde Maart, middel tot einde Maart die volgende jaar gebore sou word. Goed, nou kom ons by Jesus. Nou word sy geboorte, sy word ook aangekondig, die geboorte van Jesus word aangekondig, ons lees Lukas 1 van vers 26, en in die 6de maand, dis in die 6de maand van Elisabeth se swangerskap, is die engel Gabriël deur God gestuur na 'n stad in Galilea met die naam van Nasaret, na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam van Josef, uit die huis van Dawid, en die naam van die maagd was Maria. En die engel het by haar gekom en gesê, wees gegroet, begenadigde, die Here is met jou, geseënd is jy onder die vroue. En toe sy hom sien, was sy baie ontstel oor sy woord, en sy daaroor nagedink wat hierdie groet tog kon beteken. En die engel sê vir haar, moenie vrees nie Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee, en hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Toe sê Maria vir die engel, hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie? En die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, seun van God genoem word. Baie mense verstaan nie hierdie dinge, want ons sê, maar Here Jesus is eintlik, want baie kom en sê ons in die naam van Jesus, en nee, God die Vader, Jesus is net 'n profeet. Nee, hoekom word hy die seun van God? Hy is nie fisies die seun van God. Johannes is die seun van Sagaria, hoekom? Want Sagaria het die saad in die moederskoot geplaas, né? Jesus word die seun van God genoem, hoekom? Want God het in die gees die saad, die moedersaad, in die skoot geplaas. Daarom word hy die seun van God genoem, maar hy het self openbaar. Hy het gesê in Johannes 8:50 dat hy is inderdaad, hy het gesê nog voordat Abraham was, ek is, né? Hy het gesê vir Thomas in Johannes 1:14, Johannes 14 het hy gesê, julle wil weet, julle wys vir ons die Vader, maar ek is eintlik nie tussen julle, né? So hy sou genoem word die seun van God. Vers 36, kyk, Elisabeth, jou bloedverwant het self ook 'n seun ontvang in haar ouderdom, en hierdie maand is die 6de vir haar wat onvrugbaar genoem is. Met ander woorde, hierdie aankondiging kom toe Elisabeth 6 maande swanger is. Vers 37, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie, en Maria sê, hier is die diensmaagd van die Here, laat dit met my gaan volgens u woord, en die engel het haar weggegaan. En in daardie dag, dis nou direk daarna, het Maria opgestaan en haastig na die bergstreek gegaan, na 'n stad van Juda. En sy het in die huis van Sagaria gekom en Elisabeth gegroet. En toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in haar skoot opgespring. Met ander woorde, die kleintjie wat op binne na was, wat 6 maande terug verwek is, net opgespring, en Elisabeth is vervul met die Heilige Gees, en het met groot stem uitgeroep en gesê, geseënd is jy onder die vroue, en geseënd is die vrug van jou skoot. Maria kom, nou sy hoor nou hierdie tannie van haar is nou gebore, of is swanger, 6 maande al swanger, en sy wil aankondig hierdie ding wat vandag gebeur het. Sy weet self nog nie, sy is swanger nie,
Maar die oomblik toe Gabriël daar gepraat het, direk daarna, want hier gaan Maria, Elisabeth, sy sê, geseënd is die vrug van jou skoot. Daar's 'n kleintjie, sy sê hierso, sy sê verder. Vers 43, en wat het my oorgekom, dat die moeder van my Here na my toe kom? Sy het die Heilige Gees ontvang, die Gees van die Here openbaar, dat dis nie sommer net 'n kindjie nie, dis haar Here, wat in die skoot van Maria is. Want kyk, vers 44, want kyk, toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my skoot van vreugde opgespring, en salig is sy wat geglo het, want die dinge wat die Here aan haar gesê is, sal vervul word. Dan lees ons later dat Maria nog 3 maande, sy het natuurlik dan gebly totdat klein Johannes gebore is, en seker het nie nog gehelp met die swangerskap. Nou, hoekom lees ek hier vir u? Hoekom noem ek dit vir u? Want daar's 'n sekere tyd wat hierdie ding gebeur het. Die einde Junie is Johannes in die skoot van Elisabeth geplaas. 6 maande daarna is babietjie Jesus in die skoot van Maria geplaas. Wat was 6 maande daarna? Die einde Desember. Jesus is nie gebore die einde Desember nie, maar hy is geplaas in die moederskoot die einde Desember. So daar is 'n rede vir vreugde. Net soos wat klein Johannes in die moederskoot opgespring het, is daar 'n rede vir ons om tog hierdie tyd van die jaar opgewonde te wees oor die belofte van die Here Jesus. En daarom is vir my Kersfees beslis nie 'n boom nie, dis beslis nie 'n mannetjie met 'n rooi pak nie. En die mannetjie met die rooi pak wat alles weet, net God weet alles. Die mannetjie met die rooi pak wat hulle Vader noem, net die Here, die Vader woord in die hemel. So ek stel nie belang nie, ek gaan jou nie oordeel as jy dit wil hê nie, maar vir my gaan dit nie daaroor nie. Vir my word daar nie 'n boom uit die veld net gekap en versier nie. Maar ek het nie 'n probleem as jy mooi liggies so goed wil opsit nie, want ons moet mos bly wees. En as jy geskenke wil uitdeel, wel, dit het miskien 'n heidense oorsprong, maar om na mekaar te kan gaan as jy die bekostig gesê, man, weet jy, want ek groet jou vrede, ek groet jou liefde, want my Jesus kom. Ja, hy is eers einde September gebore. Hoe sê ek so? Want dit is natuurlik 9 maande daarna, einde September. Maar weet jy wat is interessant? Hier ons weet wat is Jesus gekruisig, net tydens die Pasga van 'n sekere jaar, waarskynlik 33 na Christus. 3 April 33 na Christus, maar ons kan verkeerd wees, maar min of meer daarom. Maar ons weet dit is rondom die Pasga, want die woord van die Here sê, hulle die Pasga geëet net voor Jesus gekruisig is, net. En as jy nou van, ons weet ook, Jesus het 'n bediening was 3,5 jaar. En as jy 3,5 jaar terugtel, dan kom jy ook op wat 'n man, jy kom op September uit, né? En wat interessant is, ons weet dat Jesus, ons sal later lees, jy sal later lees in Lukas, nadat Jesus gedoop is, deur Johannes, né? Dan lees ons hier in Lukas 3, vers 23, en hy, Jesus, was omtrent 30 jaar oud toe hy begin leer, en dan word hy sy bediening begin het, en hy was soos hulle gemeene die seun van Josef, die seun van Josef. Nou, hoekom is hy 30 jaar oud wees? Het jy ooit daaroor gewonder? Hoekom is hy 30 jaar oud wees? Want dit is die wet wat deur God self ingestel is. Ons lees in 1 Kronieke 23, toe Dawid die Lewiete moes, die priesters moes kies, toe sê hy, vers 3, en die Lewiete is getel van 30 jaar oud en daarbo, en hulle getal was hoof vir hoof 38,000, maar nou jy hoor nie so baie Lewiete was daar, nee. Waar kom dit vandaan? Waar kom hierdie idee vandaan? Nog in die tyd van die tabernakel, het God self, ons lees dit in Numeri 4, vers 2 en 3, die diens van die Lewiete, en dit God het dit van Moses en Aaron gesê, hy het gesê, neem die volle getal van die seuns van Kehat op onder die seuns van Levi uit, volgens hulle geslagte, volgens hulle families, van 30 jaar oud en daarbo tot in 50 jaar, almal wat dienspligtig is, om werk by die tent van samekoms te verrig. Nou ons weet dat Here Jesus is natuurlik nie in die stam van Levi nie, en hy is onder die orde van Melchisedek, net die ewige koning, die ewige priester. Maar hy het die reël ingestel, en daarom het hy self ook die reël gevolg. En ons kan aanvaar, Jesus het toe hy 30 jaar oud is, soos in die woord sê, is hy gedoop, het hy sy bediening ingegaan. Maar ek is hier vanmôre om vir jou teen of vir 'n ding te preek, wat ek eintlik vir jou sê is, hierdie tyd van die jaar is daar rede vir vrede, vreugde. Daar is tyd, rede om bly te wees, daar is rede om opgewonde te wees. Of jy dan nou glo dat Jesus hierdie tyd gebore is, of jy dit nie glo nie,
Maar ek sê vir vanmôre, Jesus is verwek, die blye boodskap. Daar die kindjie Johannes het hier min of meer die einde, kon net sowel op die 25 Desember wees, ek weet nie, met hy gespring van blydskap in die skoot van sy moeder Elisabeth. Hoekom? Want sy Here was toe die skoot van Maria. En wat sing Maria? Maria gaan en sy gee lofsang. Ons lees die lofsang Maria, en Maria het gesê, vers 46 hier in Lukas 1, my siel maak die Here groot, en my gees is verheug in God, my saligmaker. Die kom self na, wie is die saligmaker? Jesus, sy spreek eintlik, haar kleintjie is nog nie eens gebore nie, maar sy praat van wat hy wil gaan doen, asof hy dit reeds gedoen het, omdat hy die nederige toestand van sy diensmaag aangesien het, want kyk, van nou af sal die geslagte my salig noem. Is dit nie wonderlik nie? Ek het nou gesê, die Here gebruik altyd, dit gebruik hy die ou mense wat geen kinders gehad het nie. In hierdie geval gebruik hy 'n jong vrou, 'n jong maagd. Hoekom? Want hy is rein. So die vrou wat uit die gebore word, moet rein wees, né? En daarom gebruik hy 'n jong maagd, maar 'n eenvoudige persoon, 'n onbelangrike persoon. Ag, dis vir die Here doen, né? Die woord van die Here, ons kyk byvoorbeeld na sy disippels, wat hy sou kies later, né? Dit is maar rowwe manne. Dis maar ongeskaafde manne. Ek sê baie keer hoe die Here my gekies het, en dan dink ek myself, kom ons kyk voor, want ek voel baie keer, ek worstel ook nog met baie dinge. Maar dis wat die Here gebruik, hy gebruik eenvoudige mense, hy kan sulke mense gebruik, hy kan nie hooggemoediges en trots gebruik nie, hy soek eenvoudige mense, hy soek nederige mense. Maar hy verhoog en verhef hulle, want hy deur in diens vir hom te wees, hier gebruik hy hierdie Maria. Sy sê vers 49, want hy wat magtig is, het groot dinge aan my gedoen, en heilig is sy naam. En sy barmhartigheid is van geslag tot geslag vir die wat hom vrees. Dit is vir my altyd so belangrik. Mense, hierdie tyd van die jaar, vertel vir julle kinders van Jesus. Ja, altyd. Maar die besonder, as julle hierdie week sit, en julle sit daai lekker Kersmaaltyd voor, wat ook al julle dit wil doen, en julle sit die een daai hoender, of daai eend, of daai bout, of daai gemmer, of daai tong, wat julle ook al geniet, praat 'n bietjie oor Jesus, vertel vir julle kinders van Jesus, vertel waaroor dit gaan, ons is eintlik bly oor hom, of hy nou gebore is daai tyd, en of hy weer in die moederskoot geplaas is, maar hy het gekom vir my en vir jou. Dis hoe ek altyd so hartseer raak as mense hulle eie lewens neem. Ons dink die wêreld is te groot. Die Here sê ek het gekom in hierdie wêreld met een doel, en dis om te sterf. Ek het gekom om gemartel te word, sodat jy kan lewe. Hoekom eer jy nie daai lewe nie? Hoekom respekteer jy nie daai lewe nie? Al gaan dit moeilik. Ons moet net geduldig wees. Ons moet net op hom wag. Want hy het gekom om ons vry te maak. Hy het gekom om ons vry te koop met sy bloed. Aan sy wonde, aan sy strepe, kan ons sien hy het ons gered. Van geslag tot geslag. Ek sal nooit vergeet nie toe my pa siek is, en ek vir hulle sê, ek het baie lief vir my pa, en hy is 'n goeie man geweest, ek kan niks slegs of niks negatiefs van hom sê nie. En hy het tot gehelp om 'n kerk te bou, maar ek kan nooit as 'n besondere godsdienstige man beskou nie of my ma nie. Ons moes kerk toe gaan, al die dinge, maar het nie regtig oor die Here met ons gepraat nie. Het ook nooit regtig. Ons praat baie keer van dweepers, mense wat van die môre tot die aand van die Here praat, dat mense van ons dweepers. Maar dit was hulle nie gewees nie, en toe hy nou uiteindelik, op sy Alzheimer, hy dementia gehad, dat hy eintlik nie weet wat hom aangaan nie, het hy baie bevryding gaan, baie gepraat, baie gebid. Een keer het hy helder wakker sê, wat gaan aan? Sê, wat gaan nou aan? En toe weet ek die Here is betrokke. Ek het baie gewonder wat gaan van sy siel word. En ek het gevoel wel, ek is sy seun, maar ek gaan nou soos 'n ouer instaan. Ek gaan hom na die Here toe lei, as dit moontlik is. En die Here het vir my kom wys, 'n hele week lank het die Here vir my aangekondig, en die Vrydag finaal aangekondig dat my pa kom haal, en waar toe my pa gaan, en saai Sondag op 10:08, dis my pa oorlede, die Here my pa kom haal. Ek is tot so bly daaroor. My ma weet ek was bietjie meer godsdienstig en so aan, maar ek weet, ek glo sy het ook gemaak, maar dit is my altyd, ons kan, ons sê van geslag tot geslag, jy is ons pligte, ons kinders, ons ouers, ons broers, ons susters, altyd, elke dag, 'n voorbeeld gestel, hy lig te laat skyn, maar die besonder hierdie tyd, wanneer al die liggies so blink, en mense, die mannetjie met die rooi pak, wil eer, boontjies, wil wat ook al, om liewer te konsentreer op hom waaroor dit reg gaan,
En dis ons Here Jesus Christus. Dit wat hy gemaak het, want hy beloof in Handelinge, toe hy die Heilige Gees uitgestort het, die belofte gekom en gesê, dat hierdie ding is ook vir jou nageslag. Daar was 'n ou wet gewees. En die ou wet, onder die ou wet, hulle het 'n spreekwoord gehad, die vaders eet groen druiwe en die kinders se tande word stomp, want jy het die vloeke van jou ouers gedra. Dit is hoe dit was. Maar Jeremia 31 sê, onder die nuwe verbond is dit nie meer nodig nie. Jy hoef nie te dra aan die sondes van die vaders, en die vaders hoef nie te dra aan die sondes van die kinders nie. En die blessings is ook nie outomaties nie. Ek kan hoe heilig wees, maar my kinders kan ek kan hulle lei, maar ek kan nie vir hulle hierdie woord te vat nie. Elkeen van ons, maar ons as ouers kan die voorbeeld stel, ons kan met ons kinders praat, ons kan bid vir hulle. Dan hulle 'n beter kans. Dan hulle 'n beter kans. En dis wat die Here sê, met ander woorde, dan as jy jou hart vir die Here gee, kan dit lei van geslag tot geslag, dat jou kinders dit ook sal hê. Vers 51, hy het deur sy arm kragtige dade gedoen. Hoogmoediges in die gedagtes van hulle hart het hy verstrooi. Hoogmoediges, maghebbers het hy van trone afgeruk en nederiges het hy verhoog. En hongeriges het hy goeie dinge vervul en rykes met leë hande weggestuur. Daar's 'n spreekwoord wat sê geld wat stom is maak reg wat krom is. En ek ken dit, né? En geld kry baie reg. Maar wat sê Maria? Sy sê dit koop nie die belangrikste ding nie, wanneer ons die nagmaal gaan gebruik. Maar eet as die Here sê, hierdie verteenwoordig my liggaam wat in jou ingaan. En jy sal nooit meer honger ly nie. Jy mag dalk fisies honger ly, maar jy gaan nooit meer honger ly nie, want dit gee vir jou die ewige lewe, my liggaam wat vir jou gebreek is. Hierdie is hierdie druiwesap verteenwoordig my liggaam, my bloed. Hierdie bloed reinig jou, was jou weg, al jou sondes weg. Dit gee vir jou die ewige lewe. So wat doen hy? Ons wat nederig is, ons wat dalk nie het nie. Ek sien nie ryk mense is boos nie, maar ek sien dit baie. Ek sien hoe mense vergeet van die Here. Hulle kom met Jesus se naam voor en agter, maar as jy na hulle lewens kyk en dit en nou kom jy gou agter wat is belangrik. En die Here sê hulle word van hulle trone afgeruk. Hulle gaan verskriklike, hulle koop nie in die ewige lewe nie. Hulle koop nie in wat belangrik is nie. Maar jy hou net aan Jesus vas, want dit is wat hy vir jou gee. Niemand kan jou uit sy hand uitruk nie. En hy gaan jou nie met leë hande wegstuur. Want jy gaan die ewige lewe hê, sê die Here. Dis hoekom daardie babatjie gebore moes word. God wat vlees moes word. Hy sê eintlik gebore is God wat vlees moes word. En om vlees te word, moet hy ook uit 'n vrou gebore word. Hy het sy knegt Israel bygestaan sodat hy aan sy barmhartigheid sou dink, soos hy tot ons vaders gespreek het, aan Abraham en sy nageslag. En wie is Abraham sy nageslag? Tot in ewigheid. Galasiërs 3 sê, julle wat aan Christus behoort is mede-erfgename en daarom ook kinders van Abraham. Soos hy praat hier met ons ook. Dan lees ons later, van die lees nie, die tyd raak min, maar ons lees uiteindelik hoe klein Johannes gebore is, en natuurlik Sagaria was verstom, en die mense wil hom Sagaria noem, die klein babietjie, en Elisabeth sê nee, sy naam is Johannes. En die mense sê vir Sagaria, maar wat sê jy? En Sagaria kan nie praat, en hy vra vir, geef my woordjie, hy geef my woordjie, dat hy kan skryf. En hy skryf daarop, Johannes is sy naam. En net op daardie oomblik, toe word sy mond geopen en hy kan weer praat. En hy gee ook 'n lofsang. En hier is die lofsang van Sagaria, en ek lees het graag. Ek wil graag hier neem. Hy praat ook asof die Here Jesus, hy praat van die babatjie wat nog moet gebore word. Klein Johannes is gebore, Jesus is nog 6 maande ver. Hy sê Sagaria, sy vader is vervul met die Heilige Gees en het geprofeteer en gesê, geloof sy die Here, die God van Israel, omdat hy sy volk besoek het en vir hulle verlossing teweeggebring het en 'n horing van heil is vir ons opgerig. En 'n horing van heil vir ons opgerig het in die huis van Dawid sy knegt, soos hy gespreek het deur die mond van die heilige profete van ouds af, redding van ons vyande en uit die hand van almal wat ons haat, om barmhartigheid te bewys aan ons vaders en aan die heilige verbond te dink. Aan die eed wat hy gesweer het vir Abraham ons vader, om aan ons te gee dat ons verlos uit die hand van ons vyande, om sonder vrees kan dien, in heiligheid en geregtigheid voor hom al die dae van ons lewe. Hy praat hier van Jesus, en dan kom hy na hierdie ou plasgebore babatjie, toe sy seentjie. Hy sê, en jy kykie, sal 'n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan en sy weer reg te maak. Daar is ons
woord en waarheid, daardie teks ook in Markus sê, hy het gekom om sy weë reguit te maak. Vers 77, om kennis van saligheid in sy volk te gee, in die vergifnis van hulle sondes, deur die innige barmhartigheid van ons God, waarmee die opgaande lig uit die hoogste ons besoek het, om te skyn oor die wat in die duisternis en doodskaduwee sit, om ons voete na die pad van vrede te rig. En die kindjie het gegroei en sterk geword in die gees, en hy was in die woestyn tot op die dag van sy vertoning aan Israel. En sy vertoning aan Israel was daardie dag nadat Jesus gedoop het, wat hy gesê het, daar is die belofte, die een wie se skoenrieme ek nie werd is om los te maak nie, ons Here Jesus Christus. So hierdie week wat jy ook aan hierdie week doen, elke dag moet jy dink aan die Here Jesus. Ons moet nie besig wees met die dinge van die Here nie, ons moet besig wees met die Here van die dinge, nee, elke dag, maar in die besonder, as mense kom met Kersfees by all means, dat hulle kom, vertel hulle die waarheid, maak nie saak wanneer Jesus gebore is nie, maar dit gaan vir my oor die Here Jesus Christus, dit gaan vir my oor God met vlees geword het en onder ons kom woon het, ongeag ons nou weet wanneer dit was of nie, dis waaroor dit vir my gaan, dis waaroor dit vir ons gaan. Daai ander dinge, dis jou keuse, ek vier dit nie, ek herdenk dit nie, maar dis my persoonlike keuse, maar prys die Here, ek wil hê jy moet dan nou ook, as ek klaar gebid het, hierdie voedsel laat sien het, kom deel hier, aan die nagmaal, kom deel hier. As jy glo wat ek gesê het, dan praat ek nie van die datum, as jy glo wat ek jou vertel het, en hoe Jesus in die wêreld gekom het, as jy jou sondes voor sy voete neersit, jou probleme in sy hande wil sit, as jy sê ek is 'n kind van die Here, ek is weergebore, ek het Jesus gekies, dan wil ek graag hê dat jy vanmôre aan hierdie nagmaal moet deelneem. Om daardeur getuig gee, jy koop niks, daardeur getuig gee, ek behoort aan die Here, ek het deel in die ewige lewe, en ek wil dit graag hê. Amen, kom ons bid saam. Dierbare Vader, Abba Vader, dankie dat ek U so mag noem, want daar is net een rede hoekom ons U mag noem, ons Vader, en dit is vir hom wat in die wêreld gekom het en ons kom nuwe verbond kom gee en gesê het, nou is ons ook kinders, ons is ook nou mede-erfgename. Here Jesus het gekom, U het gekom en U gepraat van God as U Vader. En U het ons met U bloed losgekoop, sodat ons ook so kan sê. Aba Vader, ons kom in die naam van die Here Jesus, dankie daarvoor, ons loof en prys en eer U. Ons vra U dat U hierdie spys en hierdie drank sal seën in ons liggame, dat dit iets in ons sal verwek, dat dit ons sal losmaak van alles wat pla. Here, dat U verheerlik en vereer sal word daardeur. Here, ek vra dat U die hande seën wat dit voorberei het. Ek vra dat ons liggame geseën sal word. Word U nou ook verder verheerlik in die res van die tyd. In Jesus naam. Amen.